Ek weet nie of dit waar is nie, maar ek onthou dat ek een keer 'n storie gehoor het van 'n man wat grotte langs die seestrand verken het. In een van die grotte het hy 'n seilsak gevind met 'n klomp verharde kleiballe daarin. Dit het gelyk asof iemand klei opgerol en dit in die son gelos het om uit te bak. Hulle het nie na veel gelyk nie, maar dit het die man se nuuskierigheid geprikkel en hy het die sak saam met hom uit die grot geneem. Terwyl hy langs die strand gestap het, het hy, om die tyd te verwyl, die kleiballe een vir een so ver as wat hy kon in die see gegooi. Hy het nie veel daaraan gedink nie, totdat hy een van die balle laat val het en dit teen 'n rots oopgebreek het. Binne-in was 'n pragtige, kosbare steen. Opgewonde het die man begin om die oorblywende kleiballe oop te breek. Elkeen het 'n soortgelyke skat bevat. Hy het duisende rande se juwele gevind in die ongeveer 20 kleiballe wat hy nog oorgehad het. En toe tref dit hom. Hy was lank op die strand. Hy het moontlik 50 of 60 van die kleiballe met hul verborge skatte in die see se golwe gegooi. In plaas daarvan om net duisende rande se skatte te hê, kon hy 10.000 gehad het. Maar hy het dit eenvoudig alles weggegooi. Weet jy, soms is dit ook so met mense. Ons kyk na iemand, miskien selfs na onsself, en ons sien net die uiterlike kleihouer. Dit lyk nie na veel van buite nie. Dit is nie altyd mooi of sprankelend nie, en daarom waardeer ons dit minder. Ons beskou daardie persoon as minder belangrik as iemand wat mooier, stylvoller, meer bekend of ryker is. Maar ons het nie die tyd geneem om die skat wat binne in daardie persoon versteek is, te ontdek nie. Daar is 'n skat in elkeen van ons versteek. Ons is wonderbaarlik gemaak. Nie net ons fisiese liggame nie, maar ook ons geestelike wese, wat soms vir ander versteek word deur die aardse kleihouer. Maar as jy die tyd neem om daardie persoon te leer ken, en as jy die Gees vra om jou daardie persoon te wys soos hy hulle sien, begin die klei wegskilfer en die skitterende edelsteen begin uitstraal. Die heerlikheid van vriendskap lê nie in die uitgestrekte hand, die vriendelike glimlag of die vreugde van geselskap nie. Dit is die geestelike inspirasie wat na vore kom, wanneer iemand ontdek dat 'n ander in hom glo en bereid is om hom met sy vriendskap te vertrou.